Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets waaroor ek onlangs wakker gelê het, is die hele konsep van hoe om jou werk vir jouself passievol te maak of hoe om jou passie te vat en dit 'n werk te maak eendag. So toe bel ek 'n goeie vriendin van my van Marula Media, Mizaan Hatting. En Mizaan, jy skryf spesifiek vermaak. Jy is 'n vermaaklikheidsjoernalis en ek is gaande oor wat jy doen want dis gewoonlik die enigste plek waar ek jou sien is by funksies. Maar goeienaand. Hallo, lekker om hier te wees. Dankie dat jy gekom het. Hier het. Dit is laat in die aand, so ek kan verstaan ons is albei al doodmoeg, maar hier sit ons nou. Mizaan, ek wil reguit inspring en begin met die hele konsep van dink jy dit is moontlik in ons moderne lewe om jou passie, jou werk te maak eendag? Dit is definitief moontlik. As ek nou terugdink aan my eie ervaring en hoe ek groot geword het en dit wat my aan die gang gesit het op universiteit en op skool, ek was nog altyd baie lief daarvoor om te skryf. En ek sal dit definitief as 'n passie beskou. En die vermaakwêreld het deur die jare ook 'n passie geword, hoewel ek dit nie altyd so gesien het nie. Ek het gedink dis dalk maar net 'n belangstelling wat ek het, dat ek so baie lees en kyk daaroor. En toe later aan, alles word duidelik. My ma sê altyd jy kyk na die lewe deur 'n dowwe spieël. Sure. So as jy terugkyk, dan besef jy, maar dit alles kom nou baie mooi met mekaar uit. En sy het altyd vir my gesê, want ek het nooit geweet wat ek eintlik wou gaan doen het nie. Ek het nie 'n idee gehad nie. Nog dankie tog, welkom in die span. Ek was een van die mense wat gesê het, ek wil 'n prokureur of 'n onderwyser. Daar was nie hierdie duidelike prentjie nie, nooit. Selfs toe ek gaan studeer het ek nie 'n prentjie gehad van waar ek sou opeindig nie. Maar ek het hierdie liefde en passie vir skryf gehad. En sy het altyd vir my gesê, jy gaan eendag 'n joernalis word. Ek het 'n BA kommunikasie gaan studeer en later my eintlik eers BCom kommunikasie wat misluk het. It happens. Wiskunde is nie 'n maatjie vir my nie. So, BA kommunikasie uiteindelik en toe later my honeurs in journalistiek, maar selfs toe ek dit gekies het om dit as my honeurs te doen, dit was omdat 'n dosent vir my gesê dit is die beste honeurs om te doen vir verskeidenheid. As jy wil opsies hê nadat jy klaar studeer het. En dis toe ek dit besluit het en ek het verskriklik baie werksaansoeke uitgestuur vir verskriklik baie verskillende werke. Maar ek moet sê, die Here het Marula oor my pad gestuur. Want ek het toe nog gesien, dis eintlik 'n leefstyljoernalis, maar ek het myself nou maar in die vermaakwêreld In manoeuvre. Ja, exactly. Dit het alles toe vir my begin sin maak. Toe ek eindig waar ek geëindig het. So ek dink mense sien hierdie passie en dan wonder jy, maar hoe gaan dit nou alles Hoe is dit realisties? Ja, hoe is dit langtermyn? realisties? Afhangende van wat jou passie is natuurlik. Ek meen, dit gaan nie noodwendig altyd, as jy nou byvoorbeeld baie lief is, ek weet nie, vir Banke beroof. Dit asseblief vir jou. Moenie daai rigting inslaan nie, maar ja. Sal dit nie aanbeveel nie. Nee. So ek dink jy moet half ook net gaan kyk na wat is realisties moontlik om te sê hierdie is my vaardighede, hierdie is waaroor ek passievol is in die lewe. Wat is my opsies daar buite om dit ergens in te werk? Kan jy 'n werk vat, jou werk wat jy reeds het en net passievol raak daaroor? Ek dink wel dit gaan oor jou denkwyse, oor 'n saak as jy gaan instap in 'n werk en jy gaan die hele tyd en jy sê die hele tyd vir jouself, ek haat dit om hier te wees. Ek haat my mense rondom my, ek haat my baas, ek haat alles. Dan is dit die ruimte waarin jy gaan leef en dis die ruimte waarin jou kop gaan wees. Ek moet ook sê ek dink 'n passie kan ontwikkel en ek wil amper weer my ma as voorbeeld gebruik. Ek is mal oor hierdie staaltjie wat sy vertel. Sy het 'n beurs gehad om by Tikkies te gaan studeer. Ek dink iets soos rekenkunde, wat ook al. Dit was iets in daai rigting. Sy het 'n plek in die koshuis gehad. Okay. Dit het haar benoud gemaak om te weet sy gaan ver van haar ouers af moet wees en sy gaan in 'n koshuis in 'n vreemde stad moet gaan bly. En so het sy nou die dag by hulle gaan sit en gesê, luister, dis nou die toedrag van sake, ek gaan nie meer daar studeer nie. En my oupa het gesê, wel nou my girl, wat gaan jy nou doen, want ons nou nie regtig 'n ander plan vir jou nie. En sy het rondgekyk en is regtig 'n fliek oomblik, want sy het rondgekyk en sy het 'n verpleegster op 'n tydskrif, 'n voorblad gesien en sy het gesê sy gaan verpleeg. Maar mettertyd soos wat sy begin studeer het en soos wat sy in die bedryf ingekom het, het sy besef, hierdie is die omgewing waarvoor sy gemaak is om te wees. Yes. En die passie het ontwikkel, alhoewel sy nie gedink het dit is waar die passie gaan begin nie. As jou kop net reg is en jy iemand het ook een keer gesê, dit is eintlik my verloofde wat dit baie vir my sê, jy moet jou werk is belangrik en jy moet
baie van jouself in jou werk in ploeg, veral as jy ambisieuse mens is, as jy graag wil goed doen in dit in die rigting waarna jy beweeg. Maar jy moet ook in ag neem dat jou werk nie jou hele lewe is nie. Ja. Jy wens jou oomblik van nie slaap nie verby, sodat jy kan slaap om die volgende oggend presies dieselfde ding te doen. Presies dieselfde ding. En ek dink dit steel net nog meer van jou passie, die bietjie wat oor is. Die bietjie wat oor is, die bietjie vreugde wat jy daar kon hê. Ja. Maar ek kry myself, ek praat nou uit ervaring uit, ek kan myself nou maklik nogal in 'n jy dink jouself in 'n ruimte in. Waar jy sommer negatief raak. Ek wil nou nie dit doen nie en ek wil nou nie dat doen nie en maar dit is daai ding van jy moet net reg dink oor jou dag. Dan maak net seker die dinge wat jy na werk doen word nie ook opgevreet deur dit wat jy by die werk of dit wat jy by die werk ervaar nie. Ja. Dink jy dit is realisties om passie te vind in die mense saam wie jy werk, rather than die werk self? 100%. Ek meen, ek dink my hele Instagram feed is vol, jy weet, work bestie Oh nice. video's. So ek dink as jy 'n goeie verhouding het met die mense rondom jou by jou werk, dit is absoluut, jy weet, as ek nie 'n goeie verhouding gehad het met die mense by my werk nie, kon ek nou maar, ek dink dan sou ek nie dit wat ek gedoen het so baie geniet het nie. Dit is, jy moet vreugde vind in die oomblikke wat jy met jou kollegas deel ook. Ek dink dit is hoekom party mense smag daarna om nie net van die huis af te werk nie. Ja. Ek weet dit baie mense werk net van die huis af en ek dink dit is al 'n groot ding, daai menslikheid om rondom mekaar te wees en dit maak dinge net 'n bietjie makliker. Selfs al is jou werk nie noodwendig moeilik nie, dit maak dinge net, jy 'n weet, dag kan nog lekkerder. steeds lank word. Ja, En ek dink daai kan 'n dag 'n lang draining werksdag kan 'n bietjie korter laat voel tot 'n mate toe. Ek dink byvoorbeeld as ek regtig nou 'n lang dag het en ek weet ek het 'n vroegoggend gehad en ek gaan lank by die werk wees, sal ek iets soos 'n grappie wat ek aanknoop met iemand, gee my fisies weer energie om aan te gaan met my werk. 'n Vinnige opstaan en om die gebou gaan loop en 'n koppie koffie maak, gee my regtig weer energie te doen. om aan te gaan. Ja, en ons is daar by die monument, so ons sê dikwels mekaar, julle 'n stappie gaan vat, dan stap ons nou maar rondom die monument en dan So julle vat 'n stap. maar dit klink baie verder as wat dit is. Dis nie so ver nie. Ek het al om my monument gestap want ek moeg. Ek het hom in hierdie heels gestap 'n paar weke gelede. Wat 'n dom fout. Dis 'n kwessie. Jy het ook 'n oond waarop jy 'n ketel soos 'n stok ou oond waarop jy 'n ketel kan kook. Ja. Alles by julle is vintage. Baie, ja. Op die fashionabelste manier moontlik. Hulle het baie moeite gedoen om die kantore mooi te maak. want- Ja, nee, dis nie dit gelyk het nie. Hulle wou dit so laat Ja, lyk het. Jy ja. het op nie so gekoop nie. Nee, die hele gebou het anders kom. Die hele gebou het anders gelyk. Alles binne is deur ons uitvoerende hoof Susan. Yes. En 'n aarspan het alles self Parys toe gery en Oh, self die goed gaan kies en dit was 'n groot taak. maar dit lyk pragtig en jy het baie lekker koffie ek sê maar. Wel ek dink Marilla trotseer onsself op goeie koffie. Op julle koffie. Ja. Op julle koffie. Spesifiek op jong mense gefokus. Hoe lank dink jy vir die average persoon om hulle passie hulle werk te maak? Dit is eintlik baie moeilik om te sê want elke persoon se omstandighede is anders. Ek is baie gelukkig in die sin van, jy weet, ek het direk na my juniors ingestap in die jaar na my juniors het ek ingestap by werk. En dit was toevallig die regte werk. So vir my was dit nie so lank nie. Ons praat baie daaroor jy gaan studeer byvoorbeeld een ding, maar jy eindig op 'n heeltemal 'n ander plek op. So ek dink selfverkenning is baie belangrik want as mens jonk is dan, jy weet daar's baie goed wat ek gesê het ek wil bereik of wil doen of wat ook al toe ek nog, jy weet, in my vroeë 20's was. En nou lyk die lewe bietjie anderste en jou uitkyk op die lewe lyk bietjie anderste en so jy moet al vir jouself 'n bietjie met die Engels eintlik bietjie genade vir jouself hê en vir jou tyd. Ek glo vas, ek weet nie of jy dieselfde voel nie. Ek glo vas mens toets sekere goeders in die lewe. Mens toets werke. Ek dink dis die rede ook hoekom mens uitgaan vir die trou. Ek toets ook verhoudings. Iemand gaan my kruisig vir daai, maar as dit tyd is om aan te beweeg of jy dalk jou voete gevind in die tyd wat jy by 'n sekere maatskappy was of al het jy vir jouself gewerk, as dit tyd is om aan te gaan en dalk eers na 10 jaar wat jy vir 'n plek gewerk het, jou passie na te jaag. Of dalk omdat jy kon spaar, omdat jy 'n eie venture wou volg. By all means, maar ek dink nie iets kom oornag nie. Nee. Behalwe die piesangskille is 'n sukses. Love you, Daniel. Maar moet ook nou nie te vinnig opgee nie. As dit werk nie vir jou is, jy moet nie wees van ek gee op my drome nie. Maar jy moet ook die werk insit. As jy ongelukkig is in omstandighede, dan moet jy nie net, ek gaan nou op 'n bank en dan gaan ek op my bank gaan lê en dan moet jy nou, jy weet, ergens gaan daar iets in jou
in Die jou wêreld skuld my skoot val. iets, nie? Nee, dit Ja. is nie. Ons een biologieonderwyser het altyd gesê dat as jy eksamen gaan skryf, bid asof jy nie geleer het nie en leer asof jy nie gebid het nie. So Dis mooi jy moet gesê. weet, jy kan nie net It's not one or the jy other. kan nie Godswater kan nie net oor God se akker loop nie. Jy moet daarom so 'n bietjie insit van jouself af as jy Ja, voel dit is nie 'n 100%. omgewing waar jy Maar moet die Bybel wees nie. sê werk. Ek het 'n vraag. Ek dink dit is iets wat vir my baie hard was om te beantwoord. Maar ek dink dit is iets wat mens ook baie help om te groei is. Hoe reageer jy op kritiek spesifiek oor jou werk? Dit was nou nogal 'n moeilike ding. Ons het op universiteit en die dosent altyd vir gesê jy moet leer om maar 'n olifantveld te ontwikkel of 'n renosterveld te ontwikkel. Jy weet veral joernaliste se werk, jou werk gaan na 'n redakteur toe, dit gaan na 'n taalpersoon toe. Dit is nie net jou werk en dan daar sit nou buite nie. Leer by die mense wat wysigings maak in jou werk. Verandering is nie noodwendig kritiek nie, dis ook iets wat ek moes leer. Dit is nie noodwendig maar jy doen nou alles verkeerd of wat ook al nie. Ja. Leiding is nie noodwendig kritiek nie. Jy weet, maar as jy jonk is en bietjie sensitief is, dan is jy geneig om dadelik na die ergste toe te gaan en wat jy sê soos is ek dan nie goed genoeg nie. Hoekom? Maar nou doen wat jy moet doen, ek doen wat ek moet doen, want die lewe gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan nie altyd weet alles hankie-dorie verloop nie. Onregverdig. Ja, dit is Ek dink as hoe meer mens jou dit gaan kop toe van sê hierdie persoon is net teen my, hoe meer gaan jy nie verbeter in jou werk nie, want hoe meer mens ook nie kritiek vat nie, jy gaan nie vooruit gaan nie. Alles in die lewe het pros en cons. Ek dink dit is inevitable. En ek dink dat as jy jou passie eendag jou werk wil maak, jou loopbaan, die ding wat jou geld gaan gee, is daar pros en cons. ek spandeer nie lank om te, jy weet, dink oor iets baie spesifiek wat dalk nou kan wees nie. So dit is my 'n baie moeilike vraag om eintlik te antwoord want prysgewys is daar baie. Ek meen ek doen waarvoor ek lief is, kry geld waarvoor ek lief is. Amen. Ek wil wel sê op die noot van kans iets wat ek nogal agtergekom het. Ek dink die oomblik as jy jou passie wil jou werk wil maak, dan gaan dit dalk langer vat. Ek dink dis 'n kan vir baie mense. Is jy gaan genoeg geduld moet hê en wag. Want dalk is jy great daarin. Maar dalk gebeur dit dan eers oor 10 jaar. Dis die ding, ek dink ons is ook in 'n era waar mens vinnige oplossings vir al jou probleme soek. En instant gratification? Dit is daai jy wil 'n pilletjie drink en dadelik gewig verloor. Die belangrikste ding om te besef is jy gaan nooit alles weet nie en veral as jy jonk is gaan jy beslis nie alles weet nie en jy gaan leiding nodig hê. En totdat jy nie die persoon is wat die leiding kan bied nie, gaan jy bietjie moet hard werk en jy gaan bietjie moet insit en jy gaan nie noodwendig hierdie is nou so moeilik nie, want uiteindelik is dit 'n geleentheid ook. Dalk is dit wat dit vat. Dalk is jy glad nie passievol gewees oor houtwerk toe jy net begin het nie. Vreemde voorbeeld, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar dalk was jy glad nie passievol oor houtwerk nie. Maar jy het gekies en besef, shit, ek weet nie alles nie. Stil gebly en geluister na die persoon wat jou leer. En omdat jy so goed geword het daarin, en omdat jy dit so gereeld doen, ontwikkel jy dalk 'n passie daarvoor. So 'n passie is dalk nie iets wat van die begin af bestaan nie. Nee. Dis dalk regtig iets wat eers later kom. Ek dink vir party mense as jy gaan sê wat is jou passie, gaan hulle dadelik so 'n bietjie Sloop. ek weet nie wat is my passie nie. En dit is ek dink ook okay. Nee. Ek dink bitter min 18-jariges wat net uit die skool uitkom gaan. Ek weet wat ek vir die res van my lewe wil doen. Almal huiwer. Selfs mense wat meer die swat huiwer. Ek dink hulle huiwer die meeste. Daar's 'n spesifieke rede hoekom ek met jou wou gesels oor van passie na profession. Media is vir my 'n baie skaarse industrie as dit kom by. Dis net soos jy moet 'n graad en dis waarmee jy gaan. Want ek dink baie keer as mense aan passie dink hulle aan 'n hobby. Iets wat jou 'n lekker manier om jou tyd te verdryf oor 'n naweek. So jy weet as jy nie 'n graad daarin het nie, jy kan nie eers waag om in daai rigting te werk nie. Waar baie mense wat in media werk, ek was geskok geweest ek nou die dag hierdie statistieke uitgevind het. Meeste mense wat spesifiek in Suid-Afrika in media werk, het nie 'n honneurs of 'n doktoraal of wat ook al jy dit wil noem nie. Weerens ek dit gaan bietjie oor denkwyse en oor boksies wat ons vir onsself skep en sê ons kan nie dit doen nie. Of ons volgens die samelewing mag ons nie dit doen nie, maar wie stel eintlik daardie reëls? Jy moet self besluit. Weer eens om terug te keer na wat ek nou gesê het, dit moet realisties wees. As jy beoog om 'n sekere bedrag daar uit te maak om jouself aan die lewe te hou, kan jy nie noodwendig net gaan sit en jy weet, nou gaan ek nou maar 'n konversiesikkel en hoop iemand koop dit nie. Hoop iemand koop dit. Jy het 'n interessante woord daar gebruik. Dit is jy moet daarom met 'n plan ingaan. As jy nou besluit 'n besigheidsplan. Net so 'n bietjie praat met mense. Dink ook as jy sien iets kan dalk in, jy weet,
'n werk omgeskakel kan word, is dit ook belangrik om met ander mense te praat wat dieselfde gedoen het. Want Bully wat CEO daai- van Ackermans. Ek meen, wat sy old school Wee, ja, hulle het hulle ook baie brand. klein begin Ja, en dit het nou so groot geword dat ek meen watter meisie het nie 'n old school hemp aan ja, en en of jy stoepel tog nie van op 'n hulle rugbydag. gehoor nie, al besit jy nie Presies. stem nie, jy gaan probably die volgende 2-3 jaar een koop. Dit is wat dit is en hulle het ook ergens begin en ek is seker daarvan dit was ook nie iets wat hulle noodwendig van die begin af gedink het hierdie gaan nou 'n reuse besigheid word nie. Die reëls wat ons vir onsself skep perk ons partykeer so in dat dit ons skiet dit onsself in die voet. So ek meen Dis so mooi gesê, die reëls wat ons vir onsself skep. Ek wonder baie keer of ons nie te veel dat passie ons dryf nie en te min toelaat dat ambisie ons dryf nie. dit kan dalk ook 'n ding wees. Want nou is jy so gevoel deur hierdie liefde vir lightbulbs maak dat ek kan 'n beter gee my 'n oomblik. Wel dit kan kersse maak. Yes. Dankie vir daai. Dis is so gevoel deur hierdie liefde vir kersse maak dat dit net gaan oor die passie. Ek het 'n passie vir kersse maak. Maar wat gebeur die dag as jy nou nie wakker word en lus het om 'n kers te maak nie? Soos ek het die dag lus is, gaan ek nie. Waar as ambisie jou veel, of ek die dag lus is of nie, ek Jy gaan gaan dit aanhou doen. met daai passie want eventually gaan ek weer daarvan begin hou. Maar dis maar 'n bietjie deursettingsvermoë en 'n bietjie jy weet, om verby jou eie emosies te kom. Dink ons moet minder ek praat nou met myself wat jy dalk 'n bietjie minder moet voel, maar jy weet jy's so vas aan al hierdie goed wat jy voel dan ek is nou nie lus vir hierdie nie. Ja. Maar dit is ook daai half die verskil tussen motivering en dissipline, want motivering hou net so lank, dan moet jy dissipline in die dag lê. Oeh. Jy gaan nie elke dag wil gym toe gaan nie. Wie wil elke dag gym toe gaan? Niemand. Anthony. Maar Nee, Dwayne Johnson en Brendan Piper. jy weet, as jy daai dissipline het en sê ek is nie nou lus nie, ek het nie nou 'n greintjie motivering om hierdie te doen nie. Maar ek weet waar ek wil eindig. Jy moet kan sê ek wil graag gelukkig wees, ek wil graag 'n gesin dalk hê of ek wil in 'n veilige en gelukkige huisomgewing wees. Ek wil gelukkig wees by die werk. Dit is nie noodwendig tasbare, jy weet, ek wil nou die CEO word nie. Nee, dit is nie noodwendig wat jy moet sien oor 5 jaar nie. Wat jy wel moet sien is, ek wil finansiële stabiliteit hê in 5 jaar. So as jy daar wil uitkom, dan moet jy dissipline hê en jy moet bietjie deurdruk en jy moet nie so vaskyk en ek sien nou lus nie. Om af te sluit. Ek vra aan die einde van elke onderhoud vir die gas wat hulle rustig laat slaap in die aande. Ons het nou gesels oor dit my nie rustig laat slaap in die aande nie, wat my wakker hou. Maar ek wil graag by jou weet, Mizan, gebaseer op media en die industrie waarin jy werk en journalistiek. Wat laat jou rustig slaap in die aand? Om eerlik te wees, as my verloofde by my is en my 2 honde, ek het 'n Schnauzer en 'n Haare. My liefie. So as hulle by my is en selfs al lê hulle my vas, ek moet sê dan is ek rustig. Dan is daar nie iets wat my noodwendig sal wakker hou nie. Ek dink ook grense by jou werk is belangrik. Nou sluit ek af. Nou gaan ek dalk ietsie gaan doen saam met my vriendinne. Ja. Ietsie gaan, jy weet, net by die huis wees saam met my verloofde. As ek in daai ruimte kan kom, wat jy ook vir jouself moet skep, want jy laat ook toe wat deur jou grense kom en wat nie. 100%. Ek slaap ook baie rustig as ek geweet het ek het alles in my vermoë daai dag gedoen om produktief te wees. Yes, my tieklysie is volledig. Ek Hy is is daai getik. persoon. Ja. Het ek alles gedoen wat ek wou doen vandag, Yes. dan raak ek outomaties rustig. En alles gaan rustig, dan is ek Goeie rustig. mense en gesonde grense. Dis die ding. Oei. Dit som dit op. Dankie vir jou tyd. Dankie vir jou. Dankie dat jy my genooi het. Dankie dat jy gekom het. Want nou kan ek rustig slaap vanaand. Jy sien. En ek hoop jy kan ook rustig slaap vanaand. Jy moet lekker slaap. Ons maak volgende week weer so.